dit is weer eens vir my 'n groot voorreg om saam met jou na te dink oor die gawes van die Heilige Gees, soos ons dit vind in 1 Korintiërs 12 tot 14. En in die middel van hoofstuk 12 en 14 staan 1 Korintiërs 13, wat 'n strategiese hoofstuk is. Die hoofstuk wat gaan oor die liefde. En praat ons vandag vir die tweede keer met mekaar oor hierdie spesifieke hoofstuk. Want ons kan baie maklik praat oor liefde, maar die toets vir liefde kom tot uiting in ons daaglikse praktiese lewenstyl. En dit kan so maklik 'n streep trek deur ons woorde. Ek sal nooit die woorde van 'n onderwyser van my vergeet wat baie keer in die Bybelonderrig klas 1 Korintiërs 13 gelees het. En dan het hy gesê, ons as kinders van die Here moet ten minstens een keer 'n maand hierdie hoofstuk aandagtig gaan deurlees, sodat ons dit meer en meer vanuit ons eie lewe kan reflekteer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U woord leer vir ons dat U die bron van liefde is. En U het U liefde aan ons bewys toe U seun Jesus Christus in ons plek aan die kruis van Golgotha gesterf het om vir ons die ewige lewe te verseker. En Jesus, U die toets vir liefde aan die kruis deurstaan, die oomblik toe U uitgeroep het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Mag elkeen van ons, wat vanoggend hier teenwoordig is, U liefde reflekteer na mekaar toe, sodat ons vanuit liefde opereer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. As ek vandag met jou praat oor liefde as die grondslag vir die pad vorentoe, dan wil ek vinnig hersien. In 1 Korintiërs 12 het ons vir mekaar gesê dat die Here gebruik 'n baie besonderse beeld om sy liggaam, sy kerk, se funksionering te beskryf. Hy gebruik die beeld van 'n menslike liggaam. En die menslike liggaam bestaan uit verskillende ledemate met verskillende funksies. En soos wat elke ledemaat sy funksie verrig, so kan die liggaam as 'n eenheid funksioneer. Ons het ook vir mekaar gesê wat die doel van die gawes is. Die Heilige Gees het gawes aan elkeen van God se kinders geskenk, verskillende gawes, met die doel om tot voordeel van die hele liggaam te wees, om mekaar op te bou en om die klem te plaas op Jesus Christus. Verder het ons mekaar gesê dat ons praat van natuurlike talente, soos 'n goeie rugbyspeler of netbalspeler, en ons praat van geestelike gawes. Goeie talente ontvang jy met geboorte, jou fisiese geboorte, op grond van jou biologiese gene. Gawes van die Heilige Gees ontvang jy met wedergeboorte, wanneer die Heilige Gees in jou lewe kom woon en jou toerus vir 'n bepaalde funksie in die liggaam van Jesus Christus. Die agtergrond van die gedeelte is dat in die gemeente van Korinte was daar gelowiges wat die gawes op 'n verkeerde wyse begin toepas het. Hulle het sekere gawes uitgesonder as meer belangrike gawes en ander gawes het hulle as minder belangrik gesien. En in die proses het sekere mense ander ouens se gawes begin begeer in plaas daarvan om die gawes wat die Here vir hulle gegee het te beoefen. En as ons gaan kyk na al vier die gawe gedeeltes in die Bybel, 1 Korintiërs 13, Efesiërs 4, Romeine 12 en 1 Petrus 4 vers 8,
dan loop daar 'n goue draad deur al hierdie gedeeltes, waar die Here Jesus vir ons sê, laat staan die gawes van die Heilige Gees, as daar nie liefde tussen julle is nie. Want dan trek die kerk 'n streep deur sy hele getuienis. En dit laat my onwillekeurig dink aan daardie pragtige lied, praat ek mense engele tale, maar ek het nie liefde nie, is my woorde hol simbole, klanke sonder melodie. So Paulus kom sê vir ons in hierdie gedeelte 'n verskriklike belangrike ding. Hy kom sê vir ons, Paulus is 'n realist, dis hoekom ek hou van sy teologie. Hy kom sê vir ons, om lief te hê, is nie maklik nie. Maar toe Jesus sy disippels geroep het, het hy al vir hulle gesê, as julle agter my aan wil kom, moet julle julle kruis daagliks opneem en julle self verloon en my volg. Nou wat is 'n disipel van die Here Jesus? Dis 'n volgeling van Jesus. En as jy vir Jesus volg, dan stap jy in sy voetspore. En dan is jy gehoorsaam om te volg waar hy jou lei. Dan is jy nie die ou wat voorstap nie. En ons kan dit nie uit ons eie krag doen nie. Maar dan gee Paulus vir ons in 1 Johannes, of Johannes gee vir ons in 1 Johannes 4 vers 4, hierdie pragtige belofte. Die Gees van God wat binne in ons is sterker as die Satan wat in die wêreld funksioneer. En die Brasiliaanse teoloog Ortiz spel dit vir my so mooi uit, as hy met ons deel 1 Johannes 4 vers 8, ek wil dit gou vir jou lees, dan sê hy vir ons in hierdie gedeelte, wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. En dan verwys hy na lidmate in sy gemeente wat gereeld vir hom sê, ek bid so graag dat die Here vir my meer liefde gee. En dan sê hy vir daardie lidmaat, maar die Gees van God is klaar binne in jou. En die vrug van die Gees is liefde. So hou tog net op om te bid, Here gee vir my meer liefde, want hy klaar sy Heilige Gees met die vrugte van die Gees aan jou geskenk. Begin net om sy liefde uit te leef. Want hy sê, die liggaam van Jesus Christus en liefde gaan absoluut hand aan hand. Die een kan onmoontlik nie sonder die ander funksioneer nie. Want as die een sonder die ander funksioneer, dan kan ons maar gaan kyk, dan vind ons dieselfde patroon as by klein kindertjies wat met mekaar stry oor nitty-gritty goed. En as jy as 'n vreemdeling na hierdie twee kindertjies kyk wat so met mekaar stry oor hierdie klein goedjies, dan kan jy dit nie verstaan nie. En dan wil jy nie deel daarvan wees nie. En ek het onlangs 'n gesprek gehad met 'n erkende ateïs. En toe ek vir hom sê, vertel vir my jou storie. Toe sê hy vir my, ek wil in geen geloof betrokke raak nie. Want as ek kyk, die meeste konflik in die wêreld het begin by die kerk, tussen gelowe. En daarom wil ek my glad nie daarmee assosieer nie. En onthou ek so goed, dat een van ons dosente op universiteit vir ons gesê het, hoe definieer jy 'n volwasse huwelik, of 'n volwasse kind van die Here? En hy het gesê, ek sal dit nooit vergeet nie, jy definieer dit as volg. 'n volwasse huwelik is 'n huwelik wat vergewensgesindheid toepas, oor en oor en oor. En 'n volwasse kind van die Here is 'n kind van die Here wat oor en oor vergewensgesindheid toepas en sê, Vader, vergewe hom of haar vir dit wat hy of sy aan my gedoen het. Ek spreek daardie persoon vry.
Daarom is die kragtigste getuienis, sê Paulus, wat die liggaam van Christus prakties kan uitleef, om mekaar lief te hê. En sê 1 Korintiërs vir ons, ek lees dit saam met julle, al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal en 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en al ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het nie liefde nie, dan baat dit my niks. En dan wys hy vir ons Jesus se liefde, hoe lyk dit in die praktyk? Jesus se liefde is geduldig. Jesus se liefde is vriendelik. Jesus se liefde is nie jaloers nie, is nie grootpraterig en spoggerig nie, is nie verwaand nie, loop nie met trots nie, handel nie onwelvoeglik nie, oneer nie iemand anders nie. Jesus se liefde soek nie sy eie belang nie. Met ander woorde, is nie self-seeking, selfsugtig nie. Jesus se liefde is nie lig geraak nie. Raak dis nie gou kwaad nie. Jesus se liefde verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles. Met ander woorde, Jesus se liefde beskerm die mense met wie jy in aanraking kom. Dit glo alles, dit hoop alles, dit verdra alles. Jesus se liefde vergaan nooit nie. Maar die gawe van profesie sal verdwyn, die gawe van ongewone tale en klanke sal ophou, en die van kennis sal uitgedien raak met die wederkoms. Daarom, liefde sluit jou vyand in, sê Paulus in Romeine 12, as hy in vers 17 sê, moenie kwaad met kwaad vergeld nie, moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet, as hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. 1 Korintiërs 12 sê vir ons baie duidelik, as ek en jy selfsugtig is in die beoefening van die gawes, en nie ons rol vervul in die liggaam van Christus nie, dan is ons verantwoordelik dat die liggaam nie as 'n eenheid kan funksioneer nie, maar soos 'n gestremde persoon een of ander lyding ervaar. 1 Korintiërs 14 sê, ons kan nie aangaan om oor spesifieke gawes met mekaar te praat, as ons nie eers hierdie saak van die liefde met mekaar regstel nie. Galasiërs 5 vers 14 sê so pragtig, ek lees dit vir julle, daarom kan ons nie graag doen net wat ons wil nie. Ons sondige natuur is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. En hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusie, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie hom aan hierdie dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as 'n erfenis kry nie. Hierteenoor is die vrug van die Gees, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat
aan Christus behoort, het hulle sondige natuur met sy eie hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal en moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar jaloers wees nie. Sjoe, waar staan ek en jy, is die vraag wat ons vir onsself moet afvra. Ek sluit af. 1 Korintiërs 13, 'n strategiese hoofstuk tussen 12 en 14, sê vir ons dat ek en jy 'n reuse verantwoordelikheid het om mekaar lief te hê. Dan alleen kan ons die gawes van die Gees in die regte manier teenoor mekaar beoefen. Matteus 19 vers 23 sê hierdie woorde. Dit gaan hier oor Jesus wat vir sy disippels lering gee en vir hulle sê, dit verseker ek julle, 'n ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Ek stel dit nog sterker, dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God te kom. Toe die disippels dit hoor, het hulle geweldig ontsteld geraak en hulle het gesê, maar wie kan dan gered word? En dan antwoord Jesus, hy het reguit na hulle gekyk en gesê, vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. Die beoefening van 1 Korintiërs 13 is 'n menslik gesproke onmoontlikheid, maar 'n God gesproke moontlikheid deur sy Heilige Gees wat dit deur ons bewerk. Ons kan maklik aanblaai en verby 1 Korintiërs 13 blaai omdat dit so 'n bekende hoofstuk is. Maar die grondslag vir die beoefening, vir die regte beoefening van die gawes van die Gees, is liefde. Daarom sê 1 Johannes 4 vers 18 so mooi, waar liefde is daar geen vrees nie. Kruip ons nie vir mekaar weg nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê ek het God lief en hy haat sy broer, is hy 'n leienaar. Want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief hê, moet ook sy broer lief hê. Mag dit waar wees van my en jou, dat ons rol in vryheid kan beoefen in die gemeente, omdat ons op mekaar se liefde kan steun. Amen.